Kom ons bid saam. Dierbare Here, wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n wonderlike voorreg het ons om vandag hier by mekaar te wees as gelowiges. Dankie dat ons met vrymoedigheid hiernatoe kon kom. Dankie dat U die lus en die wil in ons harte gewek het om vandag hier te wees. Here, en ons bid dat U vandag met elkeen van ons individueel sal praat, op 'n manier soos wat net U kan, want U ken ons binneste, U weet wat ons nood is, U weet wat ons versigtiging is, U weet hoe dat vandag se boodskap vir elkeen van ons op verskillende maniere sal aanspreek en op verskillende maniere in ons harte sal kom lê. En ons dank U daarvoor, want dat een boodskap soveel betekenis kan hê, sê net vir ons leer en ons leef uit 'n lewende woord van ons lewende God. Ons loof en ons dank en prys U daarvoor. Here, ons bid vir mense in ons gemeente en in ons gemeenskap, met wie dit nie goed gaan nie, mense wat bekommernisse het, mense wat uitdagings het, mense wat siek voel, mense wat ondersoeke moet ondergaan, mense wat nog besig is met behandeling, en ook daar waar geliefdes aan die dood afgegee is. Here, ons vra dat U vir elkeen van hulle in liefde sal toevou en genadig sal wees. En ons dank U daarvoor, Here. En ons gebed is in die kosbare naam van Christus Jesus. Amen. Liewe gemeente, ek groet julle in die naam van God, ons almagtige Vader. Ek groet julle in die naam van Christus Jesus, ons Verlosser, en van die Heilige Gees. Liewe gemeente, ons gaan vanoggend sommer direk oor na die prediking toe. En dit klink nou 'n bietjie agterste voor, dat 'n mens nou nie eers by verootmoediging en skulderkenning kom nie, maar ek dink na vandag se prediking is dit dalk net 'n bietjie meer toepaslik om die volgorde om te draai. So, dis nie nodig om hand op te steek en sê, Rosarie, jy het iets vergeet nie. Ek weet, ek het in 'n gemeente waar ek van tevore was, het ek eendag lus gevoel om op te spring en vir die dominee te sê, jy het dit en dat vergeet. So, nee, ek het nie vergeet nie. Vanoggend gaan ons nie met die aanvang van die prediking uit 'n skrifgedeelte uitlees nie, maar soos wat ons aangaan, gaan ek brokkies en stukkies van Genesis 25, van vers 21 tot 34, en uit Genesis 27, vers 1 tot 42, intrek in die boodskap in. So, baie dankie. Kom ons kyk daarna soos wat ons aangaan in die erediens. Ek wil vanoggend vir jou vra, was jy al so kwaad dat jy vir iemand kon toesnou, vir jou vermoor ek? Het die lewe al met julle sulke draaie gedraai, dat jy geskok na 'n situasie kyk, en nie kan glo wat besig is om te gebeur nie.
Hierdie soort goed gebeur met ander mense, definitief nie met my nie. Ek kan nie glo dit gebeur met my nie. Dit kan nie waar wees nie. Ek is seker daarvan, elkeen van ons was al in so 'n situasie waar jy totaal stom geslaan was. Nou, hou hierdie skokreaksies 'n bietjie in gedagte, wanneer ons kyk in die stuk geskiedenis van wat het met Isak en Rebekka gebeur, en wat het met Jakob en Esau gebeur, die tweelingseuns. In Genesis 25 word die baie bekende verhaal beskryf van hoe naaiwer en listigheid 'n gesin uit mekaar geskeur het. Bedrog. Dit was niks anders nie as leuns. Bedrog. Sjoe, hoe lekker oordeel ek nou weer hier van die kantlyn af. En tog, wanneer die verhaal ontvou, dan sien 'n mens dat dit alles deel was van God se plan. Maar eintlik was dit 'n tragedie, hoe dat ou vader Isak sy seun Esau wou seën, en hoe sy vrou Rebekka haar lieflingsseun Jakob saamgekonkel het, en hierdie situasie uitgeloop het op 'n ellende. Nou, tydens Rebekka se swangerskap, sê Genesis 25, vers 23 tot 26 vir ons, het die Here reeds aan Rebekka bekend gemaak, dat daar tweespalt tussen haar twee seuns sou wees. Nou, hy het nou spesifiek nie vir haar gesê, dit sou twee seuns wees nie, want sy het uiteraard nie 'n sonaar gehad nie. Kom ons lees daardie gedeelte uit Genesis 25 vers 23 tot 26, 23 en 24. Die Here het vir haar gesê, twee nasies is in jou moeder skoot, en twee volke uit jou liggaam sal hulle uit mekaar gaan. Met ander woorde, God het klaar geweet. Hy het dit so beplan. Dit was deel van sy plan. En hy het dit vir Rebekka gesê. Die een volk sal sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien. 'n tweeling of nie tweeling nie, een word nog steeds voor die ander een gebore. En so is Esau eerste gebore. Die seuns het groot geword, en Esau het later 'n knap jagter geword, 'n man van die veld. En Jakob was 'n fatsoenlike man, wat in tente gewoon het. In ons moderne terme sal ons hulle nou seker beskryf en sê, Esau was maar 'n rowwe enetjie gewees, en Jakob 'n regte nerd. Isak was baie erg oor Esau, en die wildsvleis wat hy gebring het en berei het, was vir hom baie lekker. Rebekka se lieflingsseun was Jakob, en die verhouding tussen die twee broers is vererger deur die ouers se toedoen. Hulle het die dwaase fout gemaak om tussen die twee seuns te kies. So terloops in Genesis 25 is daar ook daardie gedeelte wat beskryf hoe dat Esau sy eersgeboorte reg verruil het vir 'n bord kos. Die ou vertaling praat van lensie sop,
Die nuwe vertaling praat net van rooi kos, maar die rooi kos was rooi lensies. Hy was so moeg en so gedaan, dat hy gedink het hy gaan sterf, en hy was bereid om sy eersgeboorte reg te verruil vir 'n bord kos. Ongeag wat die uiteinde daarvan sou wees. Nou onthou, in daardie tyd het die eersgeborene voorregte gehad, en hy sou uiteindelik die hoof word van die hele uitgebreide gesin. En hy kry ook op die ou end 'n groter erfporsie. En hier reeds met daardie eersgeborene regte wat Esau afgestaan het daar konflik tussen die twee broers gekom. Tot 'n mindere en 'n meerdere mate. En dit gee ook 'n getroue weergawe van konflik waarin ons self dikwels kom. Dikwels gaan dit nie oor wie reg en wie verkeerd is nie, want meestal dra albei partye skuld aan dit wat verkeerd loop. Ek gaan hierdie gedagte net herhaal, luister mooi. Dikwels gaan dit nie oor wie reg en wie verkeerd is nie, want meestal dra albei partye skuld aan dit wat verkeerd loop. Op 'n dag, nou Isak was toe nou al oud en blind. Toe stuur hy vir Esau om vir hom te gaan jag en vir hom 'n wildsgereg voor te berei, soos wat hy daarvan hou. Want het hy gesê, my sterfdag kom nader en ek wil jou seën voordat ek sterf. Die gebruik was dat 'n sterwende pa al sy seuns bymekaar roep en dan openlik aan elkeen 'n seën gee. Isak verbreek hierdie gebruik en hy wil in die geheim sy lieflingseun bevoordeel. Rebekka het die gesprek gehoor. Ons kan sê, die mure het ore, en sy konkel toe met Jakob. En dan volg die hele verhaal wat in Genesis 27 vanaf vers 1 opgeteken staan, van hoe Rebekka en Jakob op 'n slinkse manier die blinde ou vader Isak mislei het. Jakob was nog 'n bietjie huiwerig, nie omdat hy skrikkerig was om sy pa te mislei en te bedrieg nie, maar hy was bang, hy word uitgevang. En dan sal daar 'n vervloeking op hom rus. Die skrif sê vir ons, Rebekka was bereid om daai vervloeking op haar te neem. Alhoewel Isak oud en blind was, kon hy nog ruik en hy kon nog voel. En daarom dan nou Rebekka se plan om vir Jakob Esau se klere aan te trek wat ruik na die veld en om bokvelletjies oor sy hande en om sy nek te sit om Esau na te boots. Dit was Rebekka se voorstel en hulle het dit gedoen. Terwyl Esau weg was om sy pa se opdrag uit te voer, om die wild te gaan jag, pleeg sy broer Jakob bedrog deur sy pa te voer met 'n gereg wat Rebekka gemaak het van hulle eie klein vee. Isak het wel onderraad vermoed, omdat die stemme eners klink en tog ook
dalk so bietjie anders. Maar die bokvelletjie en die veldreuk aan Jakob het vir Isak tevrede gestel en hy seën vir Jakob met die seën wat vir Esau bedoel was. En hier wil ek graag vir julle Genesis 27 lees, daarvan vers 28 af, en die seën behels die volgende. Isak het vir Jakob gesê, kom tog nader en soen my seun. Jakob het nader gegaan en hom gesoen, en toe Isak die reuk van sy klere kry, toe was hy natuurlik tevrede. En hy seën hom en sê, kyk, die reuk van my seun is soos die reuk van die veld, wat die Here geseën het. Mag God jou van die dou van die hemel gee, en die vrugbaarste dele van die aarde, 'n oorvloed koring en nuwe wyn. Volke sal jou dien, en nasies sal diep voor jou buig. Hulle wat jou vervloek, is vervloek, en hulle wat jou seën, is geseënd. Daarby hoor ons en besef ons die geweldige impak van wat in daardie seëning gebeur het. En net daarna, toe Isak klaar is om Jakob te seën, kom Esau terug met die wildsmaal wat hy vir sy pa berei het, en hy ontdek die bedrog. Nou, eers was daar skok, en toe die geweldige woede-uitbarsting. En ek is seker, op daardie oomblik reeds, sou hy vir sy broer wou toesnou, vir jou vermoor ek. Met Esau het daar nou iets gebeur wat hy nie kon glo nie. Hy het nie hierdie ding sien kom nie. Kan dit waar wees? In Genesis 27 vers 38 staan daar, toe begin Esau hardop huil. Eers die woede, kan nie waar wees nie. My broer, my pa, ek dink nie hy het toe al besef dat sy ma deel was van hierdie plan nie. Mens weet nie. Soveel so dat hy, ek dink van verslaamdheid, hardop begin huil het. Nou ons het met die aanvang van hierdie prediking reeds gesê dat ons met so 'n situasie kan identifiseer. Dat 'n mens van woede so kwaad kan word, wanneer jy besef iemand anders se jaloesie en afguns het jou dubbel en dwars benadeel. En dan staan daar in Genesis 27 vers 41, die dae van rou oor my pa kom nader. Dit het Esau in sy hart gesê. En dan sal ek my broer Jakob doodmaak. Ja, my boetie en my sussie, ons word ook so kwaad. Ons word ook so woedend kwaad en raak goeders kwyt wat kon gebly het. Al het ons miskien nog nie fisies ons hande aan iemand se lewe geslaan nie. Het ons al moord gepleeg met die tong. Geskel
gevloek, sleg gesê, verneder, verkleineer, verwyd. En die ergste van alles is, daai selfde aand, staan ons om die braaivleisvuur, en ons spog, hoe dat ons 'n persoon gevloek het, dat die see hom nie kan afwas nie. Want jy weet mos, ek kan 'n halfuur aan mekaar vloek, sonder om 2 woorde te herhaal. Baie trots. Ja, ons almal het al so hier en daar 'n ding ingegooi, wat met 'n B of met 'n K of met 'n F of 'n ding begin. Dit is so. Ons is mens, ons word so kwaad. Net soos wat Isak die seun oor die verkeerde seun uitgespreek het, die seun oor die verkeerde seun uitgespreek het. Net so min as wat Isak daai woorde kon terugtrek. Hy kon dit nie omdraai nie, hy kon dit nie ongedaan maak nie. Net so is die woorde wat ons kwytraak, as hy uit jou mond uit is hy uit. Jy het dit gesê, jy kan dit nie ongedaan maak nie. Moenie goed kwytraak waaroor jy gaan spyt wees nie. Bewaak jou woorde. Beteël jou woede. Moenie moord pleeg nie. Want verbale en emosionele mishandeling grens aan moord. Want ietsie in 'n mens, 'n stukkie in 'n mens, kan doodgaan daarvan. Nou uit hierdie verhale is die kosbaarste les wat ons kan leer, is dat ons God 'n God van liefde en van barmhartigheid is. Dat God iemand soos Jakob tog wel gebruik, kan ons miskien skok en sê, maar hy het al hierdie goed aangevang. Mense het dikwels die idee dat jy 'n sekere mate van heiligheid moet hê, voordat die Here jou kan gebruik. Die lewe van Jakob sê net presies anders. God kan jou gebruik, al het daar goeders in jou lewe gebeur. Al het jy sondige neigings. Al het jy 'n slegte verlede. Esau en sy Jetitiese vroue het weggetrek. Rebekka het hulle aanbeveel om weg te gaan, om onder die seggenskap van Jakob weg te kom. In Genesis 27 vers 39 staan daar: Toe Esau vir Isak vra, is daar dan nie vir my ook 'n seun, nadat my seun eintlik na my broer toe gegaan het nie? Vers 39, Isak, sy vader, het daarop gereageer en vir hom gesê, kyk, weg van die vrugbaarste dele van die aarde sal jou woonplek wees, en weg van die dou van die hemel daarbo. Van jou swaard sal jy lewe, en jou broer dien. Maar wanneer jy wegbreek, sal jy sy juk van jou nek afruk. So daar het sy pa in der waarheid ook reeds vir hom gesê, dit sal beter wees as jy weggaan. En dit skeur toe daardie gesin uitmekaar uit. Die
tweelingbroers was in vyandskap, 'n kloof het tussen hulle ontstaan. Ons praat nie tweespalt goed nie. Maar Esau het weggegaan, sodat beide hy en sy broer Jakob kon bly lewe. En tog, wanneer ons na die geslagsregister van Jesus kyk, wat opgeskryf staan in Matteus 1, van vers 1 tot 17, staan daar, Abraham het vir Isak verwek, Isak het vir Jakob verwek, Jakob het Juda en sy broers verwek, en daar loop die geslagsregister van Jesus deur Jakob, nie deur Esau nie. God het daar reeds sy planne in plek gehad. My liewe boetie en sussie, hierdie verhale het dit ten doel om vir ons te bemoedig en te versterk en vir ons te verseker dat God jou kan gebruik. Maak nie saak wat in jou verlede gebeur het nie. Maak nie saak hoe sleg dit al met jou gegaan het nie. God se planne werk ten goeie mee vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Daarom kan ons vir mekaar sê, gaan in vrede en gaan leef liefde. Kom ons gebruik nou hierdie geleentheid om uit Matteus 22 hierdie gedeelte te lees. Die vraag oor die grootste gebod. Onthou, die fariseërs en die skrifgeleerdes was by mekaar om te kyk of hulle vir Jesus kan vasvra en meer dinge kan kry waarmee hulle hom kan vastrek. En een van hulle het vir hom gesê, meneer, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here, jou God, lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En nou dink ons aan hierdie Ou-testamentiese verhaal van Jakob en Esau. En ons sê vir onsself, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Maar jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Kom ons gebruik die geleentheid om in stil gebed eers skuldbelydenis van ons eie dinge te doen, dan sal ek vir ons 'n gebed doen en daarna sing ons die pragtige lied soos 'n wildsbok wat smag na water. Kom ons bid eers elkeen op sy eie.
Here, in hierdie oomblik van stilte, hoor ons buite die gebou 'n ou voeltjie met 'n singetjie in sy keel. As ons dit nie uitroep nie, sal die klippe dit uitroep. Die natuur, alles roep uit tot U, ons groot almagtige God. Want heilig, heilig, heilig is die Here. Ons is so klein. Ons is so ou stoffies. En tog maak U met elkeen van ons bemoeienis. Tog het U met elkeen van ons se lewens ook 'n plan, soos wat ons vandag weer hier gehoor het met Esau en met Jakob. Al was daar haat, al was daar kwaad, so kwaad dat Esau beplan het om sy broer te vermoor. Het U nogtans 'n plan gehad. En Here, ons spreek ook nie altyd lewe nie. Ons raak ook goeders kwyt, wat mense seermaak. Uit woede, uit traag my neagtigheid. En daarom wil ons vandag, Here, vra, hou asseblief die wag voor ons mond wakker. Help ons asseblief dat hierdie gedagtes, dat ons in die eerste plek ons gedagtes moet plaas onder die werking van die Heilige Gees, sodat dit wat oor ons lippe kom, nie iemand anders gaan vermoor nie. Here, wees asseblief genadig. Vergewe ons sondes en lei ons ook asseblief nie in die versoeking nie. Ons loof en ons dank en ons prys U vir die vergifnis wat ons van U ontvang deur die bloed aan die kruis. Jesus, ons verlosser. Amen.